Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Vir my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan is dit 'n groot en 'n enorme voorreg om vandag saam met jou in God se woord tyd te kan spandeer. Nou het jy al ooit gevoel dat angs, jou vasdruk, daai interne stryd teen ons kop. Dit kan soms so oorweldigend wees en soms voel asof dit net nie wil weggaan nie. Maar ek wil vandag verseker, Jesus wil hê dat ek en jy vry moet wees van angs. Hy wil hê jy moet leef met hoop, met vreugde, dat jou gemoed moet rus kan ken. Niks wat hy ooit geleer het, geliefde, niks wat Jesus ooit vir ons geleer het, was daarop gemik om jou angs in jou lewe te verhoog nie. Nee, inteendeel, sy leringe is daar om my en jou te help om dit te oorwin. Nou hierdie week gaan ons saam ontdek hoe ons deur God se hulp en deur sy genade hoe ons angs kan oorwin. Nou waar kom angs vandaan? Nou as ons eerlik is, sal ons agterkom dat angs nie net 'n emosie is nie, dit het nogals 'n dieper wortel. Die skrywer van Hebreërs gee vir ons nogals 'n insig. Hy sê vir ons die volgende: wees dan versigtig, broers en susters, maak seker dat daar nie by enige een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof posvat wat julle vervreem van die lewende God nie. Geliefde, jy sien angs begin dikwels as 'n vorm van ongeloof. Wanneer ons toelaat dat twyfel en wantroue insluip, raak ons geneig om ons gedagtes te vul met die verkeerde dinge. En baie keer is daai verkeerde dinge eintlik maar net bekommernisse. Nou hierdie verkeerde gesindheid, verkeerde gesindheid van ongeloof is wat ons laat wegdryf van die lewende God af. Maar daar's gelukkige oplossing. Ons lees dit in Hebreërs 3 vers 14 wat vir ons nou die antwoord wys. Dit sê die volgende: want as ons eintyd stewig bly vashou aan die vertroue op God waarmee ons oorspronklik begin het ons deelgenote geword van alles wat aan Christus behoort. Geliefde, dit beteken dat ons geloof deur moeilike tye moet volhard. Dis juist daar waar geloof nou moet afgear en sterker hardloop. Daai kar moet nou in low range gaan en moet hy druk. Dis 'n geloof wat nie terugdeins nie, wat nie terughou nie, wat vashou en deurdruk, selfs al voel ons gevul met bekommernisse, gevul met angstigheid. So prakties. Die eerste stap om angs te oorwin is om die wortel van dit te erken, of om dit te herken. As jy agterkom dat jou angs voortkom uit twyfel of 'n gebrek aan vertroue in God se voorsiening, neem dit dan juist na die Here toe. Vat dit na hom toe. Vra hom om jou geloof te versterk en om jou te help om vas te hou aan die hoop wat net hy kan gee. Kies vandag om jou gedagtes te vul met God se beloftes, eerder as jou vrees. Ek het Sondag gepraat oor dat ons moet onsself vul met God se garra, sy vreugde. As jy daai boodskap geluister het, asseblief gaan luister gister se boodskap. Nou, maak dit jou besluit, om elke dag weer opnuut vas te hou aan jou vertroue in Christus Jesus. Nou maak saam met my vandag hierdie verklaring. Sê dit saam met my. Ek kies om my geloof in God te versterk. Ek sal nie toelaat dat my angs my vertroue steel nie. Sê dit weer saam met my. Ek kies om my geloof in God te versterk. Ek sal nie toelaat dat my angs my vertroue steel nie. Geliefde, onthou, angs het 'n wortel in ongeloof. Maar deur ons geloof volhardend vas te hou aan Christus, kan ons die oorwinning oor angs smaak. Ons kan dit proe, ons kan dit beleef, ons kan dit ken. Nou dankie dat julle hierdie week saam met ons hardloop, hierdie week saam met ons reis en jy's te gesels saam met ons oor angs. Los dalk vir ons iets in die kommentare. Sê daar, ek bid hierdie week vir my geestelike familie, almal wat saam met my deelneem op hierdie platform. Ons gaan angs oorwin, ons gaan bekommernis oorwin, ons wil sterk staan in geloof en so baie dankie vir elkeen wat 'n kommentaar los en dan vir ander mense wat op daai kommentare lewer en sê dat julle bid saam, julle vertrou saam. Dit is wat gemeenskap is. Nou geliefde, moenie môre se oordeenking misloop nie. Ons gaan gesels oor hoe volhardende geloof die krag is wat ons nodig het om angs werklik te oorwin. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u enorme genade en dankie dat deur Jesus Christus ons nou in 'n en persoonlike verhouding saam met ons hemelse Vader kan stap en dat hy is die begin en die volëinder van ons geloof en wanneer ons in Christus is en ons volhard in ons vertroue in hom, dan raak ons geloof ook sterker en Here die bron van die oorwinning
tot angs en bekommernis lê in 'n volhardende en 'n sterker geloof. En daarom vra ek Here, en ek dink altyd in Jakobus 4 vers 6 wat sê, daarom gee God vir ons meer genade, sodat ons meer getrou in hom kan wees. En Here, ek vra dat daar waar daar leuns is en dinge is wat ons glo oor God en oor ons verhouding met hom wat nie gesond is nie, vra ek Here dat U daai leuns sal kom afbreek in ons lewens en vir ons werklik sal bring in 'n baan van vryheid saam met Jesus. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.